Goeienaand en baie welkom by die, net seker maak ek is die een wat op die lig is. Goeienaand. Goeienaand. Ek hoop almal kan die mense is nog besig om in te klim. Alright, kom ons gee hulle nog so klein bietjie kans. Ek net seker maak julle kan my hoor. Is daar genoeg klank by julle? Alright. Ons hoor mooi. Wonderlik. Goeienaand aan al ons kykers. Ons is so dankbaar julle is hierso. Baie welkom by Juig met LUCA. Het gaan 'n maandelikse webinar wees waar ons gesels oor die nuutste, mees opwindendste boeke wat uitgebring word deur hierdie wonderlike uitgewer. Ons gaan nog so 'n paar sekondes gee vir mense om aan te sluit by ons, maar vir die wat reeds hier is, ons wil vir julle sê baie welkom. Dit is vir ons 'n voorreg om hierdie tyd saam met julle te spandeer. Ons weet julle tyd is waardevol en ons is so dankbaar dat julle dit met ons deel vanaand. Ek gaan weldra ons gaste vanaand aan julle voorstel en vir nou gaan ons so 'n paar sekondes gee vir mense om ons te join en maar vir die wat nou alreeds hier is, baie welkom. Ons is so bly dat julle hier is. Kom ons kyk, ons trek al by 'n paar mense hierso. Daar was dalk mense wat nog besig is om kinders in die bed te sit en aandete klaar te maak. Ek weet hoe dit gaan in besige huise. As jy reeds by ons aangesluit het, kan jy vir ons gerus sê waar skakel jy vandaan, in watse stad, watse dorp. Dit sal baie lekker wees om te weet van waar af jy ons vanaand join. So enige van die mense wat reeds hier is, sê vir ons waar kom julle vandaan en hoe gaan dit met julle? Ons sal graag wil hoor. Ek sien ons het al 10 mense wat hier is vanaand. Baie welkom. Dis wonderlik dat julle hier by ons is. Hierso, ons het Driekus van Pretoria, Amanda van Pretoria, Debbie van Polokwane. Baie welkom julle, dis lekker om julle hierso te hê. Al klaar 'n paar stede, is daar enige mense van hierso, Valeria, Pretoria, wat julle 'n paar Pretoria mense. Wonderlik, julle is baie welkom, is lekker om julle hier te hê. Kom die mense, mooi. Baie welkom. Hier is iemand van Kaapstad, yes, okay, is dit aan die suide en die noorde. Almal verteenwoordig amper. Ons soek nog iemand van Sentraal Suid-Afrika, is daar iemand van Bloemfontein, come on. Bloemfontein, Bethlehem, Germiston, okay, I'll take Germiston. Wonderlik. Iemand van Sandbaai, lekker, dis 'n pragtige plek. Julle is almal baie welkom, dankie dat julle hier by ons is. Die wat onlangs aangesluit is, welkom by die Juig met LUCA webinar. Dit is vir ons 'n voorreg om vanaand saam met julle die tyd te spandeer. Okay. Het ons nog mense wat bykom. As julle sopas aangesluit het, laat ons asseblief weet waar julle vanaf aansluit, wat se dorp, wat se stad. Sal graag wil hoor. Die mense se internet skop nog in. Hulle moet nog aansluit. Goed. Nog iemand van Pretoria wat aansluit. Goeienaand. Alright, ons gaan afskop. So, soos ek reeds gesê het, hierdie is die Juig met LUCA webinar en vanaand is ons eerste ene en ons gaan hierdie 'n maandelikse instelling maak en ons hoop julle sal saam met ons elke maand hierdie spesiale aand spandeer en ook vir julle vriende en familie laat weet sodat hulle ons ook kan join. Dit sal regtig spesiaal wees. Hierdie is 'n spanpoging
tussen LUCA, wat 'n Christelike uitgewer is, wat is die Christen druknaam van 'n uitgewer, en hulle werk saam met Juig tydskrif om hierdie saam te bring. En dit is my lekker, want ek ken mense by Juig en by LUCA nou, en hulle het my gevra om deel te wees van hierdie. Dit is vir my 'n groot voorreg om hierdie te kan help aanbied, en in die proses amazing mense te ontmoet en wonderlike publikasies te leer ken. En so dis 'n groot voorreg vanaand om hierdie te kan doen. En ons wil vir julle uitnooi om niks van hulle volgende boekgesprekke mis te loop nie, as ook die publikasies wat saam met dit gaan. So jy kan nou al inteken by LUCA se nuusbrief. Kyk net uit vir die skakel wat gedeel gaan word hierso in die chatbox. So as jy op die webinar is, gaan net aan die chatbox, klik daarop, en dan sal hulle so deur die loop van die aand hierdie skakels met julle deel. Ons wil ook julle aanmoedig om die Oktober uitgawe van die Juig tydskrif te kry. Hy is nou reeds op die rakke. Julle sal sien Dr. Arthur Frost is daar. Hy deel sy boodskap aan die nasie, wat ek dink 'n belangrike boodskap is om te lees vir alle Christene in hierdie land. En daar word gesels met Johan Brits van die groep Frank and I, en sy pragtige vrou Elzaan, en die koms van hulle babietjie, hulle babadogtertjie Ellie. So julle kan gerus meer lees daarvan. As jy nog die groep Frank and I gehoor het nie, hulle maak wonderlike musiek. Julle asseblief check hulle uit. Hulle is besig om 'n wonderlike toer te doen van skole deur die land. Julle kan hulle gerus volg op hulle sosiale media. Hulle is besig met wonderlike werk. En dan kan jy ook inskryf of inteken op die Juig tydskrif maandeliks te ontvang, die subskripsie van wat hulle het. Hulle het altyd wonderlike deals aan die gang, so maak seker jy kry dit. Ek kry dit elke maand, die Juig en die Joy, en dit is wonderlike leesmateriaal. Daar's selfs my kinders lees dit, want dit is amazing artikels en inligting oor wat in die wêreld aangaan, en ek kry 'n Bybelse wêreldsig oor dinge wat in die wêreld aangaan. So ek kan dit sterk aanbeveel. En dan laastens wil ek net vir julle sê, ons het vanaand 'n baie lekker kompetisie aan die gang. Daar's dinge te wen, en wat jy moet doen om 'n aanmerking te kom, is om 'n vraag of kommentaar te lewer in die chatbox. So dis eintlik ons manier om vir jou te kry om deel te neem aan vanaand se gesprek. So jy kan vra, of jy kan kommentaar lewer, jy kan sê wat dink jy van wat aangaan, jou opinie kan jy deel, en dan het ons 1 Profesie-Bybel of 'n jaar subskripsie aan Juig tydskrif wat ons kan weggee vanaand. So, gooi jou kommentaar, gooi jou vrae, en dalk is jy die gelukkige wenner wat vanaand gekies word. Ons sal so hier na die einde van vanaand toe sal ons daai name bekend maak. So, sonder enige verdere uitstel wil ek graag vir julle sê weer eens baie welkom by die Juig met LUCA webinar, en vanaand bespreek ons eerste publikasie, en dit is die Profesie-Bybel, wat julle kan sien die prentjie hier agter my. Dit is die boek wat beskikbaar is. Ek kan ook vir jou my eie persoonlike pragtige harde kopie wys. Hy moet nou net regvou saam met my. Hier is hy. Ek weet nie gaan wys nie. Ek moet voor my hou so. Dit is 'n stewige, pragtige boek, en ons het die voorreg vanaand om bietjie hier te gesels, en saam met my vanaand op die webinar is Dominee Jaco Scholtz, maar ons gaan hom vanaand net Jaco noem, as ook Pastoor Nevil Norden, en hy is vanaand ook net Nevil, en ons gaan lekker gesels hier. So gee asseblief 'n groot high five of 'n shout out met jou comments vir Jaco en Nevil. Baie welkom vanaand, Jaco, dis lekker om jou hier so te hê. Goeienaand, baie dankie, dit is 'n voorreg om hier te kan praat, dankie. En Nevil, baie dankie dat jy ook saam met ons is vanaand, dit is vir ons 'n groot voorreg. Dis vir my 'n voorreg, baie dankie. Wonderlik. Goed, so ons is hier vanaand om 'n baie gefokusde gesprek te hê oor hierdie baie spesiale publikasie, en so ek gaan dadelik wegspring, net vir die wat nou saam met ons is hierso vanaand, dat julle mooi verstaan, die boek is 'n baie spesiale samestelling van die 2020 weergawe van die Afrikaanse Bybel, die Nuwe Testament, met spesiale artikels geskryf oor profetiese woorde in die Bybel, en is saamgestel deur LUCA met die hulp van Jaco Scholtz. En ons het die voorreg om vir Nevil Norden ook vanaand hier te hê, om deel te neem aan hierdie gesprek. So dis net om almal op dieselfde bladsy te bring, en te weet wat hier aangaan. So,
Ek wil dan graag afskop deur te vra wat Jaco, as ek sal graag by jou wil begin. Hoe het dit gebeur dat jy deel geword het van hierdie spesiale projek en vertel ons dalk 'n bietjie meer van hoe hierdie oplyn met 'n passie wat jy reeds het vir profesie. Ja, Luca, ek ongeveer 'n jaar gelede besluit, min of meer 'n jaar gelede, dat hulle wil 'n Profesie-Bybel saamstel. Daar was 'n hele klomp mense wat op 'n deeltydse basis betrokke was by die projek. Aanvanklik moes die werk gedoen geword het, eintlik klaar gemaak geword het, sodat dit dan voorgelê kan word aan die Bybelgenootskap. Want hulle moet dit goedkeur, die teks is natuurlik die Nuwe Testament, dit is hulle teks. Nou ja, toe is dit dan natuurlijk ook goedgekeur. Dit beteken niet dat hulle met elke opinie of standpunt saamstem nie, maar hulle keer goed dat al die artikels en die inleidings en die diagramme in hulle Nuwe Testament mag verskyn. En natuurlijk nou die oomblik toe hulle nou sê, dit is reg, ons kan aangaan, dis die proses in volle swang. Taalversorgers en dan bladuitleggers en dan die kunstenaars wat werk in die diagramme ensovoorts, sodat die produk uiteindelik dan nou beskikbaar is. Dit is 'n voorreg om hier aan te kon werk. In my eie agtergrond, ek het al verskeie akademiese eskatologiese werke die lig laat sien, maar hierdie is geskryf vir enigiemand wat Afrikaans kan lees. Dit is amper per definisie nie akademies nie, dit is toeganklik, lekker Afrikaans, hopelik lees almal baie lekker. Wonderlik. Ek kan net dink dat so iets nie sommer net oornag gebeur nie, en ek kan hoor daar's 'n hele span van mense wat betrokke was. Jy het vir my vertel hoe lank dit gevat het, en ek moet eerlik sê ek was bietjie verbaas dat dit nie langer gevat het nie. Ek is regtig beïndruk, maar deel met ons kykers ook vanaand, hoe lank het hierdie projek min of meer gevat om aan mekaar te sit? Ja, 'n maand heen en weer, either way, is ongeveer 'n jaar gewees, 'n bietjie minder sou ek sê. En natuurlik daar was natuurlik ook 'n tyd wat 'n ou moes werk daaraan. Maar ek dink toe die groene gegee is deur die Bybelgenootskap, het almal begin werk voluit en daar's lang ure gewerk, sodat dit uiteindelik reg is. Maar my agtergrond dit is sodat ek al vir 'n baie lang tydperk belangstel in die onderwerp. Ek het nou nog genoem dat ek het van die boeke wat ek al geskryf het, fokus daarop, van die akademiese artikels ensovoorts. Dit is 'n onderwerp waarin ek in elk geval baie belangstel, en ek dink dit raak toenemend relevant. Daar's byna 'n bietjie van 'n dringendheid om te begin oplet, wat sê die Bybel, wat kom nog? Ja, inderdaad, en dis eintlik fascinerend as mens begin dink, hoe lank het ons al hierdie profetiese woorde tot ons beskikking, en hoeveel keer daar tye in die wêreld was wat mense gedink het, "Sjoe, hier is dit nou. Hier begin ons van hierdie teken sien." Maar ek dink baie mense voel nou meer as ooit dat die tekens van ons tye, die frekwensie daarvan, die hoeveelheid daarvan is dalk maak dit 'n noemenswaardige tydperk in die geskiedenis van die mensdom. So is dit een van die redes hoekom julle hierdie boek uitbring, en hoeveel van dit is 'n dringendheid wat julle self beleef, en hoeveel is dit van mense wat sê, "Hey, kan julle asseblief vir ons so 'n boek uitbring?" Was daar 'n hoe kan ek sê, 'n aanvraag by die publiek, of was dit net 'n algemene gevoel wat julle gehad het dat ons moet hierdie uitkry, mense moet dit hoor? Moet ek eers antwoord? Asseblief, Jaco, jammer, ja. Ek sal nou oorgaan na Nevil toe. Van daai vrae is waarskynlik Luca wat daai besluite gemaak het. Maar ek dink definitief dit is so. Die een ding wat mens moet vermy is, moenie sensasioneel wees nie. Moenie wat in die wêreld gebeur dan opplak op die Bybel nie. Begin by die Bybel, doen jou werk. Maak seker jy verstaan waar daar staan. Doen jou huiswerk as dit ware. En dan van daar af, as jy dan nou eintlik opkyk, dan kan jy begin sien, maar verbeel jy daar's 30 profesieë wat vir jou sê dit en dat gaan gebeur.
voordat Jesus gaan terugkom na die aarde toe. Mm. En stadig maar seker sien jy 10 of dalk 15 of uiteindelik is jy by 22, een na die ander begin so half by mekaar uitkom, dit begin konvergeer. Dit is amper naderhand te druk gaan. Dan begin jy meer sekerheid hê om te kan of om te mag sê, maar dinge lyk inderdaad asof dit nou kan wees dat hierdie tye waarin ons leef, die vervulling van eindtyd profeseë kan wees. En dan altyd dan hou ek aan om te sê, die tydsberekening is nie onsin nie. Dit is werklik waar God die Vader bepaal die tye en geleenthede. En ons kyk wat die Here doen. Maar hy het vir ons die woord gegee, hy wil hê ons moet dit verstaan. Ja. Sodat ons nie weet wat wel aangaan nie. So ja, dit is lekker, daar's verskeie ander opmerkings wat ek nog kan maak. Ek dink dis dalk miskien 'n eerste opmerking, ek weet nie wat Pastoor Nevil of net Nevil hy verkies of so. Dalk iets byvoeg nie. Ek dink wat gryp 'n mens? Toe ek 2 Petrus 1:19 lees van die profetiese woord wat in donker tye soos 'n môre ster in ons harte opgaan, het dit my gegryp. En dan in Matteus 8, waar hulle siekes en besetenis na Jesus toe bring, en dit sê in vers 17, sodat dit vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het, hy sal julle krankhede op hom neem en julle siekes sal hy dra. En dit het my belangstelling in die profetiese geprikkel, dat in die Ou Testament het jy 'n skaduwee van dit wat vervulling vind in die Nuwe Testament. En dan natuurlik 'n versie wat vir my uitstaan in 1 Petrus 4 vers 7, en die einde van alle dinge is naby. Nou as Petrus dit geskryf het, hoeveel nader is ons vandag? Dan sê hy, wees ingetoe, letterlik selfbeheerst en nigter om te kan bid. So vir ons is dit die profetiese tyd van nou, is 'n volk moet begin bid. En wat baie mooi is, André Bronkhorst beweeg profeties deur die wêreld, en hy was nou by ons konferensie, en hy sê, daar's iets in Suid-Afrika, wat nêrens anders is, toe inkom in die land, nadat hy in 'n klomp lande beweeg het. Hy sê, ervaar 'n kombers van gebed oor die land. So, vir my, Suid-Afrika is ernstig oor die woord, en ernstig oor die vervulling van die woord. Ek weet nie of dit in ons tyd sal gebeur nie. Ek het 76 geword, so ek weet nie of ek die Here op die wolke sal sien kom nie, maar ek sê vir mense, hy kom môre, of hy kom oor 1000 jaar. Want die uitdaging is, as hy môre kom, hoeveel van jou vriende en familie gaan verlore gaan? As ek iets kan byvoeg, is die teks waarna Nevil verwys het, 2 Petrus 1 vers 19, dit is 'n pragtige teks. En dit is eintlik 'n opdrag, dit is 'n voortdurende opdrag. Die apostel sê, julle doen die regte ding as julle daarop die profetiese woord fokus, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag breek en die môrester opgaan in julle harte. En daai verwysing na die môrester is die Here Jesus Christus. So, deur op die profetiese aspekte van die Bybel te fokus, is ons eintlik besig om op die Here Jesus te fokus, en alles wat hy nog gaan doen en sal laat gebeur. Maar, met ander woorde, ons hoef nie noodwendig te sê, maar dit lyk asof die einde vinnig nader spoed nie. Dit mag dalk so wees, maar dit is 'n voortdurende opdrag dat ons wel fokus op die profetiese woord, soos geïnspireer deur die apostel, soos die Heilige Gees die apostel Petrus geïnspireer het om te skryf. So dit is 'n belangrike opmerking, voel dit vir my, want daar is daai opdrag. Ons behoort dit nie te ignoreer nie. En verder, dit gaan nie net per se oor al die baie dinge wat nog gaan gebeur nie. Die fokus is, soos die teks ook sê, hierdie vers wat Nevil genoem het, die fokus is op die môrester, die fokus is op Christus, en hoe meer jy kyk na die profeseë, hoe meer begin jy agterkom, maar dit gaan eintlik nog steeds oor Jesus. Dit gaan oor die leidsman en die volëinder van ons geloof. En ek dink dit is iets wat uitstaan in die Profesie-Bybel van LUCA.
En ek dink dit motiveer almal van ons om nog meer te kyk wat gaan die Here kom doen. En hoe hy dit gaan doen. Wanneer hy dit gaan doen, wel, dit is in die Here se keuse en tydsberekening, sy tydsbepaling. Maar ons daar's baie wat ons kan weet en ek glo ons moet daarop fokus. Ja. Vir my is die wonder die feit dat Openbaring 19 sê, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. En wat my beïndruk van hierdie boek is die fokus is op Jesus Christus. Hy is die kern van God se plan. Ja, ek is onseker of ek nog kan byvoeg. Ja, Asseblief. Van die skepping, en dan dink ons aan die begin lang gelede, maar die skepping het 'n ingeboude eskatologie en 'n ingeboude doel. God het 'n plan van voor die grondlegging van die wêreld wat hy gaan uitvoer. En Christus is die kern, soos Nevil nou genoem het, is die kern van daardie plan. So die Bybel is ook 'n profetiese boek. En ek hou van die manier hoe die Profesie-Bybel heel voor, ek weet nou nie of dit duidelik is nie, maar God se plan vir ons toekoms. So hier's 'n hele drama wat gaan afspeel van begin tot einde, maar alles is onder God se beheer en hy het 'n klomp profesieë vir ons gegee in die Bybel wat ons kan leer oor wat hy nog beplan vir die toekoms. En dit gee ons baie hoop en natuurlik hierdie hoop is in Christus en in hom alleen. So die wêreld mag verbygaan, maar almal in Christus het 'n wonderlike toekoms om na uit te sien. Ja, amen. Almal wat in Christus is, dis die belangrike deel. Ek is toe Nevil nou gepraat, as ek herinner aan wat my skoonpa altyd sê, hy's ook 'n oud pastoor. Hy sê leef asof Christus môre kom, beplan asof hy oor 100 jaar kom. En dit help my nogal om baie perspektief te hou. Ek dink op hierdie punt is dit dalk belangrik om net 'n oomblik stil te staan. Woorde is so belangrik en veral omdat ons praat oor profesie. En ons het nou die woord profesie, die woord Bybel, die woord eskatologie. Kan ek daar vra, Jaco, dat jy net vir die kykers sê, hoe verstaan jy die woord profesie in die Bybelse konteks? En Nevil, as jy daar vir ons net, die wat dalk nie weet nie, net kan sê, wat beteken eskatologie, dat almal net verstaan waaroor gesels ons, en dan kan ons aangaan met die ander vraag. Ja, daar is verskillende definisies van profesie. Die aspek van profesie waarop die Profesie-Bybel van Luca fokus, is alles wat nog onvervuld is en wat nog steeds gaan gebeur. Ook kan die woord onvoorwaardelik bysit, met ander woorde, dit is vas, dit is bepaal. Het sy 'n verbondsbelofte wat nog uitstaande is en wat gaan vervul moet word, of dit 'n profesie is. So as jy wil gaan na die Griekse woord pleroo toe, dit is om vol te maak of om in alle detail te laat realiseer. En dit is in daai konteks wat beide die voorwoord en natuurlik op die heel eerste artikel hele klem daar plaas, dat dit gaan in hierdie Bybel oor die onvervulde profesieë wat in die Bybel staan. So ek dink dit was die fokus vir die Profesie-Bybel. Daar is, soos ek genoem het, ander idees rondom wat is profesie, maar in hierdie almal stem daarom saam, dit sluit dit in, wat ek nou net genoem het. Okay. En Nevil, hoe moet mense verstaan wat is eskatologie? Eskatologie is basies die eindtyd leer. Nou, dit kan baie verwarrend wees, want as mense wat doktersgrade het oor die wegraping, anders sê, dit gaan nie plaasvind nie. In 1977 het 'n film uitgekom oor die wegraping, en ons het in vrees gelewe. As jy in 'n plek stap en daar is niemand, het jy agtergebly. En ek was altyd versigtig vir eindtyd predikers, omdat hulle altyd 'n groot offergawe wou opneem. Dan sê ek vir hulle, hoekom? Die Here kom dan volgens jou oor 'n jaar, wat vir jy met al die geld maak? Maar vir my was Romeine 15:4 iets wat uitgestaan het, want wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En vir my is eskatologie dis soos wat 'n mens 'n boek lees en dan lees jy die einde.
op die einde wen ons. In Christus is ons meer as oorwinnaars. En dis wat van belang is. Soos jy tereg gesê het, die Here kan môre kom. Ek is gereed vir die Here om môre te kom, maar ek wil by 'n plek kom waar ons groei tot Jesus se gestalte, want ek glo daar kom 'n beweging op die aarde van God se genade, waar miljoene mense gaan inkom in die koninkryk, en ek glo dit met my hele hart, daar gaan 'n wegval wees, maar die profetiese woord is 'n bemoediging dat die heerlikheid van die Here die aarde gaan oordek, soos die water die see oordek, en dis wat ons die Here voorvertrou. Ja. As ek mag byvoeg, Heinz, Ja. so dit is in aansluiting by Nevil, dit is aan die een kant die makro groot bewegings, alles wat die Here nog gaan doen op 'n byna wêreldse makro skaal, maar dit sluit ook persoonlike eskatologie in. So daar's heelwat artikels wat gaan oor verlossing, wat gebeur met jou na die dood, as jy 'n gelowige is, wat is jou eindbestemming in die ewige bestel, maar as mense nog nie in Jesus Christus glo as hulle verlosser nie, en dit bly so, en dan is daar ook artikels wat gebeur na die dood met ongelowiges, wat gebeur in die doderyk, die oordeel by die groot wit troon en uiteindelik die vuurpoel. Maar so daar's heel wat artikels wat gaan ook oor persoonlik, so dis nie net daar ver amper geopolities op 'n groot skaal nie, maar ook vir elke persoon, vir jou en my. En ek dink dis belangrik vir mense om dit te verstaan, en want dit raak moeilik wanneer ons begin gesels oor, as ek weet waartoe ek gaan, en dan begin dit raak van, maar oordeel ek nou oor ander, as ek sê, hulle glo nie, en waartoe gaan hulle, dan raak dit 'n baie sensitiewe saak, maar hoe ek het beleef is dat, hoe meer ons hierdie dinge bestudeer, en ek is onsself besig om 'n studie te doen van die boek van Openbaring, en ons gaan deur dit in ons mannegroep, en dis definitief 'n bietjie van 'n groter uitdaging as van die vorige boeke wat ons hanteer het, maar dit is so, dit daag ons uit op alle vlakke, maar wat dit die heeltyd in my veroorsaak, is 'n dringendheid om die goeie nuus van Christus te verkondig aan my naaste. En ek sou julle sê dit, hoe sal julle dit verduidelik aan mense vandag, veral jong mense, hoe moet ons hierdie dinge sien, want ek sê selfs vir my vrou, ons het kinders wat nog gaan ouer raak en lewens gaan lewe, ons weet nie presies wanneer hierdie goed gebeur het. Aan die een kant wil ons vir hulle laat verstaan, Jesus kom terug, daar's 'n plan met die einde, maar aan die ander kant wil ons hê, hulle moet leef asof hulle nog gaan oud raak, en hulle kom in 'n wêreld in wat, soveel meer uitdagings het as die wêreld waarin ons was, en moet op 'n baie jonger ouderdom met moeilike vrae sit. So, hoe kommunikeer ons die belangrikheid van die eindtyd profesie in die Bybel aan 'n jonger generasie, sou julle sê? Kom ons begin met Jaco en dan Nevil. Nee, dis nie moeilik, ek dink Nevil moet eers. Vir my is die belangrikheid, en ek wil dalk 'n draai loop, ek is genooi na die bed van 'n oom van 84, en hy is bang om dood te gaan, en ek sê vir hom, praat met my, en het jy die Here aangeneem? Nee, ek neem hom elke dag aan, en toe weet ek nie wat om te doen nie, ek sê, Here, help my, ek sê vir hom, kom ons noem hom Oom Daan. Oom Daan, het jy vir die Here gesê, jy's 'n sondaar, Romeine 3:23, en jy het 'n verlosser nodig. Hy sê vir my, jy verstaan nie, ek's 'n goeie man, ek sal 30 jaar hoofouderling, en sy vrou sê, is 'n goeie man, ek sê, Oom Daan, ek het slegte nuus vir jou, die hemel het nie goeie mense in nie, net mense wat sondaars was, en tot wedergeboorte gekom het, wat uit die mag van die duisternis uitgekom het, in die koninkryk van die seun van sy liefde. En ons bemoedig mense dat, in jou wandel met die Here, moet hy die hart van klip verwyder, en dan sy gees in jou plaas, jou 'n nuwe hart van vlees gee, maar nou moet my denke vernuwe word, en ek kan nie my denke vernuwe uit opinies van mense nie, ek moet my denke vernuwe volgens die woord van God,
Ja. En ons maak mense lus vir die woord van die Here. En wat ek glo die Profesie-Bybel gaan doen, is hy gaan by mense 'n lus wakker maak vir die beloftes en die vervulling van die beloftes wat voor ons lê. Want die Here sê, ek hou wag oor my woord, nie oor jou opinie nie, want almal het opinies soos wat almal neuse het. Ek hou wag oor my woord om dit te volbring. En dan die Gideons het iets baie mooi in Jesaja 55:11, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit vermag waartoe ek het stuur en voorspoedig wees in dit waartoe ek het stuur. So ons wil mense, veral jong mense in 'n moderne eeu, lus maak vir die woord. En profesie is iets wat jy iemand kan lus maak vir die woord. Awesome. Dankie daarvoor. Vir my is dit so belangrik om my kinders, ek sou sê elke ouer moet hierdie begin, as hulle dit nog nie begin het nie, begin lees, verstaan, deel maak van hulle daaglikse groei in die Here, sodat ons dit aan ons kinders kan oordra en hulle begin kan opgewonde kry daaroor, want dis nie nodig dat sekere onderwerpe ons is bang of versigtig of wat ook al nie. Ek glo, weet as jy Openbaring begin lees, dan sê dit, hierdie is die openbaring van Jesus Christus, en dit sê dat enigiemand wat dit lees sal geseënd wees. Ja. En ek dink daai is so belangrik vir ons om in gedagte te hou. Ons het 'n paar vrae van ons kykers, maar voor ons daarby uitkom, wil ek gou, julle het al so 'n bietjie geraak daaraan, maar kan ons vir 'n oomblik praat oor, wanneer ons praat oor profesie, Bybelprofesie, watter ekstreme moet ons vermy? Ja, kan ons weer met Jaco begin en dan Nevil? Goed, ek dink die eerste vir my is sensasionalisme. Nevil het nou net genoem dat die woord van God is kragtig en lewendig en sterker as enige tweesnydende swaard. Geen mens het nodig om iets te byvoeg om sensasioneel te wees of enigiets van daai aard. So ek sou sê dit is een ekstreem om te vermy. En die ander ene wat ek dink is, moet nie datums gee nie, moet dit eenvoudig net nie doen nie. As die Here wil ingryp en hy wil nog tyd gee, sodat nog meer mense tot bekering en tot geloof en verlos word, wonderlik. Die Here is geduldig, hy wil nie dat mense moet ongered sterf nie. So bly net weg van tydsberekening af, en as jy daai twee reëls kan hou, dan kan jy daarna sê, goed, dit lyk nogal asof dit dalk begin beweeg in 'n rigting, met 'n versigtigheid, want ek dink dis reg om nugter te wees daaroor. Iets anders wat ek dink, aan die ander kant van die ekstreem kry jy weer dat mense sê, profesie is baie kontroversieel, so ons gaan dit net nie aanraak nie. Maar as die Here Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, sê die Here. Dit is kontroversieel. Nou, Christene skram nie weg daarvan af nie, ek skram nie weg daarvan nie, hy is my redder, ek gaan deur hom na die Vader toe. So, ons skram nie daarvan weg nie, maar ons is partykeer 'n bietjie versigtig as dit kom by profesie. So ek dink, om kontroversiële onderwerpe te probeer vermy, wat profesie soms is, nie altyd nie, is ook nie die roete nie. Paulus was nie 'n baie lang tyd by Tessalonisense nie, hy het die gemeente gestig, en hy was enigiets tussen 3 maande en sê maar 'n jaar daar, en in daai tyd, en die briewe wat hy dan nou vir hulle geskryf het, hy het 'n klomp eskatologiese eindtyd profesieë met daardie jong gemeente behandel. Nou, en hy het 2000 jaar teruggedoen, ons is 'n bietjie nader aan die einde nou. Ons is elke dag nog 1 dag nader aan die werklike uiteindelike tyd. So as dit toe nodig was, volgens die apostel Paulus en die Heilige Gees het hom geïnspireer om dit neer te skryf. Soveel te meer vandag. So ja, ek dink dis van die ekstreme wat ek kan dink, wat 'n mens sou moet vermy. Ja. Okay, dankie. Nevil? Ek het nog iets wil byvoeg nie. Ek wil terugkom by Oom Daan. Oom Daan bid toe saam met my, Here, ek is 'n sondaar en ek het 'n verlosser nodig. Handelinge 4:12, daar's geen ander naam onder die hemel gegee waardeur ons gered kan word. En ek het Oom Daan in 'n gebed gelei waar hy sê, Here,
Jesaja 1 vers 18 en 19. Ek wil die saak met u uitmaak. Nou, dis in Jesaja se tyd geskryf, maar ons maak vandag die saak met die Here uit. En om daarna toe die Here aangeneem, dit was so 11:30. 11:30 bel sy vrou my, sy sê, hy roep haar in die kamer, ma kom soen my, die Here kom my haal. En hy is met 'n glimlag weg. Wow. En vir my gaan dit oor die feit, en ek het al bygestaan met Prof. Adro Kennig toe ons vir 'n vrou bid, wat gesê het, haar taak is voltooi, en ek het haar arm opgetel, gesê, Here kom haal haar, en sy gaan in my arm dood. En met 'n glimlag op die gesig. En vir my staan dit uit, daar's die kontroversiële dat mense iets ekstremisties wil maak, of tyd daaraan plaas. Ek het op 'n tyd gesê, ek preek oor die dag wanneer die Here kom. En die diens was mooi vol, en ek het gesê, kom op 'n uur en 'n dag dat niemand weet nie. Dis ek geweet. En dis vir my belangrik, maar die profetiese woord bemoedig altyd, as ek weet, daar kom 'n einde, daar kom 'n triomf, die Here kom my haal, daar kom 'n dag wat hy op die wolke gaan terugkom, en miskien moet ek is op 'n CSV kamp, en die Here wys my gesig, en ek sien miljoene mense wat opkyk, en ek sê, Here, en nou, en ek sien die Here op die wolke kom, en die Here sê, dit gaan nie oor 'n kerk, of 'n denominasie nie, en dis wat ek hou van die Profesie-Bybel, dit gaan oor Jesus Christus, hom as die weg, die waarheid en die lewe. En wat my gegryp het, was die Here se ontmoeting met Moses op die berg. Toe hy Moses in die skeer van die rots plaas, kom hy by hom verby, en hy noem 2 van sy name, Rachum Beganun, barmhartig en genadig. In die Nuwe Testament leer ek van 'n barmhartige en genadige God. Pragtig, baie dankie. Hierso is 50 artikels in die Bybel. Ek gaan so vinnig 'n paar van die hoofies net noem vir die mense wat kyk vanaand. Messiaanse profeseë, die koninkryk van God, geboortepyne, verbonde in die algemeen, die 70 7-talle, verlossing in Christus, die Heilige Gees en profesie, progressiewe openbaring, die kerk en profesie, Israel en die kerk, Israel en profesie, die doderyk, die vuurpoel, die heilige engele, die opneming van die kerk, die antichrist, die laaste dae, tekens van die tye, die vals profeet, die 144.000, die merk van die dier. Hierso is soveel onderwerpe wat hier vasgevang word, dit is te veel om te noem en oor spesifiek te praat. So almal wat luister, jy moet hierdie boek kry en hulle gaan bestudeer. Dit is iets om te sien. Ek sou graag wil hoor van Jaco en Nevil, watter een of twee van hierdie onderwerpe sou jy sê staan vir jou uit en raak jy die mees opgewonde oor? Wil Nevil dalk eers gaan? Elke ding, maar veral die messiaanse profete, en ek noem dit nie om iemand te beïndruk nie, my groot-oupa Grootjie die eerste Joodse sinagoge gestig in 1820. En toe iemand sy dogter of 'n meisie het sy seun na die Here toe gelei, toe word ons uit die Jodendom uitgeskop, maar ek gaan Israel toe elke jaar, omdat daar by my 'n soeke is, en dan ek het bekeerde rabbies ontmoet, aan wie die Here verskyn het, en daarom is die messiaanse profete, die messiaanse profeseë staan vir my so uit, my soveel onderwerpe, en dan die profeseë bevorder dan evangelisasie. Om vir 'n persoon te sê, is jy reg? Ek maak altyd by begrafnisse die stelling, as die ondernemer kom en jy het nog nie die oppernemer ontmoet nie, is die ondernemer slegte nuus. En die basis is dat, het ek die Here aangeneem en laat ek toe dat hy my hart verander, dat hy my denke verander, want vergewe my vir die krasterm, ons het verlossing nodig
van donker Afrika tussen ons ore, en ek wil in Engels sê, we need deliverance from stinking thinking. En ons het nodig om te sê, wat sê 'n God van liefde in 'n Nuwe Testament? En as ek dit so lees, dan trek ek altyd 'n sirkel, en ek sê, kom ons kyk na wie God is. 1 Johannes 1 vers 5, God is liefde, of eintlik, God is lig. 1 Johannes 4:8, God is liefde. So God se hele wese is lig en liefde, en hy nooi ons om in die lig te wandel en in die liefde. En as ons moet teruggaan, dan is dit vir my interessant dat die Here vir ons sê, as ons kyk na wat die woord sê, dat die einde van alle dinge is naby. As hy skryf, Petrus sê, dan sê hy in vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. En die kerk moet 'n plek wees waar mense liefde aan mekaar betoon. En liefde beteken lewe neerleggend en opofferend. Dis agape liefde. En as ek inkom in dis 'n liefdesatmosfeer, dan wil ek meer weet. En ek wil weet wat die Here sê, want wat sal die einde wees van hulle wat die Here nie ken? Ja. Pragtig, dankie. As ek kan altyd een of twee wat vir my uitgestaan het, is die een is die wegkruipplek in die woestyn. En dit vertel wat die Here alles gaan doen om 'n groep gelowiges aan die einde van die 7-jaar verdrukkingstydperk, die tweede helfte, om hulle te beskerm en te bewaar. En wat vir my aandoenlik eintlik is hoe baie die Here gaan doen om daai gelowiges uit die kloue van Satan en die Antichrist te red. En hy gaan dit doen. So dit het vir my uitgestaan. Die ander een wat dalk 'n bietjie ongewoon is die artikels oor die verbonde. Wanneer God 'n verbond met 'n eed bevestig, hy het nie nodig om dit te doen nie, hy kan nie jok nie, dit is onmoontlik vir God om te lieg. Maar wanneer hy dit doen, dan plaas hy sy naam en sy karakter op spel, om te sê, maar hierdie reeks beloftes wat ek maak, gaan gebeur. En dit is vir my dan wonderlik om te sien hoe in die geskiedenis die Here een na die ander gaan, hy het al klaar heel wat van dit vervul, maar daar is ook nog wat voor lê. En dit is my ongelooflik dat die almagtige God wil hê ons moet weet, hy gaan hierdie en hierdie dinge doen. Ek het dan nog gevoel, ek wou nog iets sê oor die vraag wat jy gehad het oor die jong mense en so is as ons hoop op Jesus sit, al gaan hierdie wêreld te pletter, gaan ons goed eindig, want hy gaan dit welkom goed maak. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. En hy het die laaste woord, dis reeds gesê, ons wen omdat hy wen. So ek dink, dit is iets wat ek glo in die artikels deurskeme, en daar is baie hoop daarin. En ek dink dit is nodig in tye waar dit dalk baie moeilik mag gaan, dat ons net moet vas en seker weet, ons het hierdie vaste hoop in hom, en dit gaan goed uitwerk. Okay. Ek is baie ek wil net by rondom die verbonde, is my so interessant, en die tydsvakke wat die Here die woord indeel en hoe die Profesie-Bybel dit uiteensit, want in Mei 1948, die 14de Mei, word Israel 'n nasie, en toe sê hulle nou die vyeboom gebod, en daar was boeke op die mark, 101 redes hoekom Jesus terugkom in 1988, want dit 40 jaar gevat as 'n Bybelse generasie. Nou 1988, ons spot altyd en sê die boek is nou beskikbaar op 'n spesiale aanbod, maar ek dink ons tydvakke, ons besef nie dat God nie sy koms vertraag, so sommige dit vertraging ag nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En Heinz Winckler sê iets baie mooi, hy sê seep is eintlik goedkoop en beskikbaar, maar daar is nie baie skoon mense wat dit nie gebruik nie. En hy sê dieselfde met die woord, ek moet my was met die waterbad van die woord, en as ek myself was met die waterbad van die woord, dan is daar iets van 'n reinigingsproses, so die profetiese woord bly 'n uitdagende woord. Wat gaan ek doen? Want die hoorder van die woord is nie geregverdig nie, maar die dader.
Inderdaad. Ek is baie lus om 'n kontroversiële vraag te vra, maar wat ek gaan doen is om te vra of hierdie vraag beantwoord word in die artikels. So, en dit kan maar net 'n ja of 'n nee antwoord wees. So Jaco, word die vraag beantwoord oor, is daar 'n wegraping? Is daar 'n wegraping en dan 'n koms van Jesus, die tydsberekening rondom dit? Is daar praat van die hele debat van pre-trib, mid-trib, post-tribulation? Word daai goeters bespreek? Want ek seker daarvan as mense hier wat gaan wonder daaroor. Die 2020 vertaling van die Bybelgenootskap verwys na die opneming van die kerk. So daar is definitief 'n artikel daaroor. Okay. Oor die tydsberekening van wanneer die opneming van die kerk gaan gebeur. Daar is 'n artikel daaroor en dit is eintlik deel van die bespreking oor die dag van die Here. Jy sal daar 'n antwoord kry oor hoekom daar hoekom die standpunt wat geneem is. Maar dit is 'n so daai altyd daai twee vrae is al geantwoord. Mooi. Ja. Okay. Ek wil reageer en sê dat ek hou van hoe Luca dit heeltemal uiteengesit is rondom, ek glo dat gaan 'n wegraping wees, en dat in daardie tyd van die 7 jaar verdrukking, glo ek gaan die bema troon oordeel, die regterstoel van Christus plaasvind. In 2 Korintiërs 5:10 sê, al ons werke gaan getoets word. Ek hou van wat 1 Korintiërs 3 sê, daarom is hierdie Profesie-Bybel vir my wonderlik saamgestel. Ons werke gaan getoets word met vuur, en hout, hooi en stoppel gaan opbrand, so dit gaan nie teen ons stel nie. Ons fundament, Jesus, kan nie verander nie. Ek weet dit veroorsaak by mense 'n uitdaging, want mense sê, as jy nou sondig is, jy verlore. So God het 'n verbond daar gestel, gered, verlore. En ek sukkel met daardie begrip, want hy verlos my uit die mag van die duisternis, bring my oor in die koninkryk van die seun van sy liefde. Nou wat gebeur as ek weer sondig? Dis waarom vergifnis 70x7 is. Ek mag weer sondig, want as ek nie sonde het nie, kan ek die eerste klip gooi. Maar, wat doen ek? Ek bely dit, maar ek bly nie 'n sondaar nie. Ek is nou 'n kind van God. En dis, hierdie woord is my, die mense wat hieraan gewerk het baie mooi die teologies uiteengesit. En ek glo dit gaan baie mense se vrae antwoord. Wonderlik. Iets mag byvoeg, Heinz, is dat een van die artikels gaan oor geheimenisse en mysteries. En dit is een van die besliste kere in die Nuwe Testament waar eintlik as 'n tegniese term gebruik word. Met ander woorde, dit is 'n spesifieke betekenis wat min of meer regkeer wanneer dit gebruik word, ongeveer 28 keer in die Nuwe Testament. Min of meer altyd dieselfde beteken. Baie aspekte van die kerk is verborgenhede. Dis die ou vertaling, is geheimenisse of mysteries. En dit is aspekte van God se plan wat hy nog nooit voorheen geopenbaar het nie, maar nou geopenbaar het. Ja. As jy daai konsep regtig deurdink, dan gaan dit ook vrae antwoord rondom die rol en plek van die kerk in vergelyking met sê maar nasies, Israel en ander aspekte van God se plan. Dit is belangrik om dit in ag te neem wanneer mense oor hierdie sake waar jy nou gevra dink. Inderdaad, dankie, ek waardeer dit. Ons het 'n paar vrae van die mense wat ingeskakel het vanaand. Vraag nommer 1, ek dink albei van julle kan dalk hierdie probeer beantwoord. Vraag nommer 1 is, hoekom is meeste Suid-Afrikaanse kerke so vaag of selfs geheimsinnig oor hul eskatologiese uitgangspunte? Ons het nou ooreengekom, as dit vraag moeilik is, dan gaan jy Ek dink net dat wat predikers gedoen het, is hulle dit na 'n ekstreem geneem. Ek het 'n persoon gehad hier, wat by my kom bedien het, en hy het gesê, die Here kan nie later terugkom as
2012. Dis nou al 10 jaar aan. So wanneer mense datums plaas, so party kerke is versigtig om eskatologies te gaan. Ek het mense wat weg is uit die gemeente, omdat hulle kwaad was met my, omdat ek nie genoeg eindtyd gepreek het nie. Okay. En veral met COVID, het mense vir my gesê, sê van die kansel af, dis die merk van die dier. Nou vir my, dan moet 'n dier wees om die merk te hê. So, dis nie die merk van die dier nie. En ek het gelukkig iemand hier in die gemeente met 'n doktersgraad in Grieks en 'n meestersgraad in Aramees en Hebreëus, en hy het dit baie mooi hanteer. So, ek dink mense skam daarvan weg, want dit kan kontroversieel wees. Dankie. Ja, Jaco, wil jy iets sê? Ja, ek dink ons het nou die vraag oor watter ekstreme moet vermy word. Ek dink daai vraag spreek van die issues, van die kwessies aan. Ja. Maar as 'n leier in 'n gemeente die hele raad van God verkondig, soos wat Handelinge 20 vers 24 tot 27 sê moet gedoen word. En as jy dit dan nou doen, dan gaan jy op 'n stadium deur tekste kom wat profeties van aard is. Jy gaan dit doen. Jy gaan dit moet doen. So as mens boek vir boek deur die Bybel gaan, dan gaan jy uiteindelik by dit uitkom. Maar ja, ek dink mense skram soms weg omdat daar al foute in die verlede gemaak is. Ons het nou gesê om 'n datum by iets te sit is net nie 'n goeie idee nie. Ja. Dit is dan ook nou nie gedoen nie. Maar hoe vermy jy dan kontroversie? Ek dink nie jy kan nie. Die Bybel is kontroversieel oor baie dinge. So as die teks voor jou is waaroor jy moet preek, profeties van aard is, dan moet dit gedoen word. En ek dink dis tyd dat ons dit wel doen. Ek dink as ek kan reageer, vir my is die wonder dat die kerk het so vir 100 jaar het die kerk in die volheid beweeg van wat Jesus in beweeg het. Toe val die kerk in die donker eeue. Ek gaan nie die hele ding uiteensit nie. En Martin Luther ruk die kerk as dit ware uit die donker eeue met die openbaring uit genade word julle gered deur geloof, en dit nie uit julleself of uit werke nie, dis van God. So wanneer ek kom by die begrip van Martin Luther, wat die kerk as dit ware uit die donker eeu uitdruk, daar's vir my informasie, maar as my hart honger en dors na geregtigheid, is daar 'n impartasie. Na die impartasie vind 'n transformasie plaas, en as ek toelaat dat die Here transformasie in my lewe bring, kom daar 'n reformasie. So vir my leef ons in 'n tyd dat die Rema woord, die woord wat Matteus 4:4 van praat, jy lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord. Is dit vir jou 'n reformasie woord? Het dit in jou 'n transformasie gebring, en toe 'n reformasie? Het jy uitgekom uit wat jy uit in betrokke was en verlos geraak? Miskien kan ek net dit deel. Een aand bedien ek die woord in 'n man hardloop vorentoe, en hy skreeu, en hy val op die grond, en hy slaan sy hande op die grond. Ek het 'n glas oorgevat en dit laat val, en gesê, jou lewe, waar jy sout en lig moet wees, kan ander lewens vernietig. En hierdie man was die hoofverspreider van verdowingsmiddels in Pretoria. En toe hy sien dat hy lewens vernietig, toe hardloop hy en val voor die Here neer. Ek raak emosioneel, want daar het 'n totale transformasie gekom. Ons moes hom wegsteek, want die verdowingsmiddelhandelaars wou hom doodmaak. Ja. Daar is niks soos daai oomblik wat iemand se lewe daadwerklik verander word deur Jesus Christus nie. En dit is amazing. Daar's niks soos dit. Ek verstaan heeltemal daai emosie. Dit is die mooiste ding om te sien. Ons prys die Here vir elke een. En dit is so waar. En ek dink dis ook waar baie keer die woord word amper deur party mense goedkoop gemaak, want mens kan die genade boodskap ook misbruik, maar wanneer jy genade werklik verstaan, dan is dit die ding wat jou die krag gee om nader aan God te leef en meer soos hy te wees. En dis wanneer die transformasie plaasvind.
Sjoe, ons het nog so 'n paar vrae hierso van kykers. Ek dink ek weet die antwoord vir hierdie ene, maar ek gaan vir jou gee, Jaco. Hulle vra, fokus die Bybel net op die Nuwe Testament of sluit dit die Ou Testament in? Die LUCA-Profesie-Bybel is net die Nuwe Testament. Wanneer artikels verwys het na belangrike profesieë wat nog steeds onvervuld is daar moeite gedoen om baie van daai tekste dan aan te haal. Soms 'n hele paar lyne natuurlik lank. Sodat dit nie heeltyd net sê gaan kyk in Esegiel 38 en 39 nie, maar dat jy dan heel wat meer van daai verse aanhaal. Maar Luca het gekies om die Nuwe Testament te gebruik en van daar af vorentoe te kyk na alles wat nog onvervuld is. Baie Ek wil dankie. miskien reageer en dat Hebreërs 8 vers 6 sê dat ons het 'n Nuwe Testament wat wettiglik op beter beloftes gegrondves is. So ons het 'n Nuwe Testament en wanneer jy sterf, dan sê die prokureur, hier's 'n Ou Testament en hier's 'n Nuwe Testament, maar hier's goed in die Ou Testament wat oorgedra is in die Nuwe Testament. So jy het 'n Ou Testamentiese skaduweebeeld wat 'n vervulling het in die Nuwe Testament. En ek dink as mense die Bybel so verstaan, dis waarom ek verstaan die Profesie-Bybel praat van die vervulling en dit wat nog vervul moet word, as 'n skaduweebeeld van die Oue. So mense vra my, moet ek nog die Ou Testament hê? As jy nie 'n skaduweebeeld het nie, kan jy nie 'n vervulling hê nie. En dis wat vir my so mooi saamgevat word, is die vervulling wat reeds plaasgevind het en wat nog moet plaasvind. Wonderlik, baie dankie. Ek wil dan net 'n oomblik gebruik om die wenners aan te kondig. Dis mense wat vrae gevra het vanaand. So ek wil sê baie geluk aan Driekus Kombrink. Jy wen een van die Profesie-Bybels, so baie geluk. Hulle sal met jou in kontak wees en dit by jou uitkry. En dan Debbie Page, wil ons ook sê baie geluk. Jy het 'n Juig subskripsie gewen. Baie geluk. Ek wens ek kan vir jou groot crowd noise maak, maar yay, woohoo, baie geluk. Dis awesome. Baie dankie. Van die ander vrae wat ons gekry het, is ek dink reeds beantwoord. So ek gaan nie dit spesifiek nou aanraak nie. Ek wil dan net vinnig vir mense sê waar jy hierdie boek in die hande kan kry, as jy nou nie vanaand een gewen het nie. Ek hoop jy is geïnspireerd om jou eie kopie te kry. Dit is ook iets wat 'n wonderlike geskenk kan maak. Daar's 'n plek voor in die Bybel waar jy iemand se naam kan inskryf en dit vir hulle gee as 'n geskenk. So maak seker jy kry dit. Dit is beskikbaar by Koem Boeke, Bargain Books, Exclusive Books, P&A en Wordsworth, asook sekere onafhanklike boekwinkels soos Forum, Graffiti, Jasmijn, Christelike mobiele lektuur en baie ander. Klink vir my of dit oral beskikbaar is, so maak seker jy kry dit nou. Die koste is R350. Dit is minder as wat dit kos vir jou en jou vrou om te gaan uit eet deesdae. So dit is die moeite werd en dit is eintlik baie bekostigbaar. So maak seker jy kry die Bybel en begin lees en deel dit met ander. En ek sou ook wil vra vir die wat leiers is in hulle gemeentes of bedieninge, dat julle hierdie nuus sal versprei en dit ook sal bekend maak aan mense onder julle en dit saam deurwerk. Vat 'n artikel op 'n slag, lees dit saam, bespreek dit, kyk wat daar uitkom en fokus op weet 'n ek kan amper sê 'n sistematiese proses van deur hierdie dinge werk. Ek dink dit sal goed wees. En ja, ek sal graag net wil voor ons finaal afsluit hoor by ons gaste vanaand, het julle dalk elkeen nog 'n finale woord wat julle met ons mense wil deel? Jaco, jy kan eers te gaan. Ek dink wat vir my uitstaan van die Profesie-Bybel, dit is die eerste keer in Suid-Afrika dat zoiets verskyn, boonop in Afrikaans. Die hooffokus van die Profesie-Bybel is die Here Jesus Christus. Enigeen wat jy moeite gaan doen om die artikels en die inleidings en die diagramme te gaan bekyk, gaan sien dit is werklik so. Ons sê dit nie net nie. Dit is nie net iets wat ons, dit is werklik so. So ek dink, dis iets wat vir my uitstaan van profesie, Bybelse profesie is, uiteindelik gaan dit oor die Here Jesus Christus. God die Vader se plan wat hy van voor die grondlegging van die wêreld af gemaak het, gaan in en deur Christus vervul word.
En ek dink profesie lê nog meer die klem op die Here Jesus Christus. En ek dink dit is iets goeds. Amen. Ja, absoluut. Nevil, wil jy nog iets byvoeg? Wat vir my belangrik is dat omdat ek uit 'n gemengde familie kom, is daar vir my gesê ek is nie uitverkies nie. Ek kan kerk toe gaan, maar ek gaan hel toe want ek is nie uitverkies nie. En wat my honger gemaak het is dat ek het gesê, Here, maak my honger en dors, wat Matteus 5:6 sê, vir die woord. En toe ek dit begin lees in Efesiërs, geseënd is die God en Vader van Nevil se Here Jesus Christus, wat Nevil geseën het met alle seëninge in die hemele in Christus, soos hy Nevil in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld. En wat vir my kosbaar is dat in Jesus was ons almal uitverkies, maar ek moet kies om uitverkies te wees. En die oomblik wat ek Christus kies, is ek uitverkies. En dit het vir my 'n vrede gebring en 'n wete dat dis nie die kerk waaraan ek behoort nie, dis of ek Jesus aangeneem het, God se weg na die waarheid, na die lewe. Sure, amen. Ek kan heel aand na julle manne luister, dis regtig inspirerend en ek wil vir julle sê baie dankie vir julle tyd en vir julle liefde van Jesus wat uitstraal. Dankie vir die deel, die stories. Ek wil net sê van my kant af, ek eer julle as manne van God wat 'n geskenk is aan die liggaam van Christus in hierdie tyd en dae. So baie dankie en mag die Here julle ryklik seën. Ek sou graag vir julle wil bid en ook vir hierdie boek dat hy geseën sal wees. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanaand hieroor te kan gesels. Ek wil spesifiek vir Jaco en Nevil net opdra aan U en vra dat U hulle sal seën, beskerm en lei en dat hulle in hulle persoonlike lewens, hulle verhouding met U en hulle bedieninge van krag tot krag en heerlikheid tot heerlikheid sal gaan. Ek spreek elke wonderlike belofte en seëning wat beskikbaar is vir U kinders uit U woord oor hulle en ek dank U dat U hulle vir ons gegee het om ons te bless in hierdie tyd en dae. Dankie ook vir hierdie boek, dankie vir Luca. Ons bid dat hierdie boek 'n seëning sal wees vir die liggaam van Christus, dat dit suksesvol sal wees op al die maniere wat dit moet wees en ons bid dat dit by die regte mense en ore en oë sal uitkom en ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil net afsluit deur vir almal te sê dat hierdie webinar sal beskikbaar wees op YouTube en ons wil vra dat julle asseblief vir Luca gaan volg op sosiale media en ook op hulle YouTube kanaal sodat julle kan op hoogte bly van wat aangaan. En dan wil ek sommer nou vir julle sê dat die volgende webinar gaan aan die einde van November wees en dit gaan wees met Wendy Martens oor haar nuutste titel Engele. En julle kan gerus dan inskakel en kom luister na daardie gesprek. Ook hou details dop op Luca se sosiale media. En as jy vanaand geniet het en iets geleer het en geïnspireerd is, laat ons ook weet en laat vir ander weet dat hulle ons ook join met die volgende webinar. Ons waardeer julle tyd en moeite so baie. Baie dankie vir die LUCA-span. Dankie weer eens aan ons gaste vanaand, Jaco en Nevil. Mag die Here julle almal ryklik seën en van my kant af groete en baie liefde. Lekker aand vir almal. Totsiens. Baie dankie. Dankie, Heinz.